Goeienaand, liewe vriende. Ek groet jou in Jesus Christus se naam. Dankie dat jy vanaand inskakel by die aanddiens van Uit die Woord Digitaal. Ons skriflesing vandag uit die woord van die Here uit Nahum, hoofstuk 1. Ons lees vers 1 tot 8. Die Godspraak oor Ninive. Die boek van die gesig van Nahum, die Elkosit. 'n Jaloerse God en 'n wreker is die Here. 'n wreker is die Here en vol grimmigheid. 'n wreker is die Here vir sy teenstanders en hy behou die toorn teen sy vyande. Die Here is lankmoedig, maar groot van krag. En nooit laat die Here ongestraf bly nie. Sy weg is in warrelwind en in storm. En wolke is die stof van sy voete. Hy dreig die see en maak dit droog en laat al die riviere opdroog. Basan en Karmel kwyn weg en die groenigheid van die Libanon verwelk. Die berge bewe voor hom en die heuwels smelt weg en die aarde rys op voor sy aangesig, ja, die wêreld en almal wat daarin woon. Wie sal standhou voor sy grimmigheid? En wie sal bestand wees teen die gloed van sy toorn? Sy gramskap word uitgegiet soos vuur en die rotse word stikkend geruk voor hom. Die Here is goed, 'n toevlug in die dag van benoudheid, en hy ken die wat by hom skuil. Maar met 'n oorstromende vloed maak hy 'n einde aan die plek van die stad, en sy vyande vervolg hy die duisternis in. Ons lees net tot sover vandag uit die woord van die Here. Broeder en suster in ons Here Jesus Christus, die boek Nahum is beslis nie een van die bekendste boeke in die Bybel nie. Baie gelowiges lees eerder dalk die Psalms, of die 4 evangelies, of die briewe van Paulus, maar die boek Nahum word dikwels misgekyk. Tog bevat hierdie klein boekie van net 3 hoofstukke lank 'n besondere kragtige boodskap vir God en sy kerk in elke geslag. Nahum, die profeet, tree op gedurende 'n tyd waarin die Assiriese ryk die bekende wêreldheersers was en met baie groot geweld geregeer het in die destydse bekende wêreld. Hulle hoofstad was die stad Ninive. En hierdie stad was die simbool van mag en onderdrukking en brutaliteit en afgoderry. Wanneer mense na Ninive gekyk het, het dit gelyk asof niemand hierdie stad ooit sou kon oorwin nie. Hulle leers het nasies vernietig en stede verwoes en mense in vrees en bewing laat lewe. Dit was juis in hierdie omstandighede dat God sy profeet Nahum stuur om 'n boodskap van oordeel oor die stad Ninive en die Assiriese ryk aan te kondig. Maar terselfdertyd was dit 'n boodskap van troos vir God se volk. Die Here sê as ware, ek sien wat gebeur. Ek weet van die onreg wat plaasvind. Ek het nie daarvan vergeet nie, en ek sal optree teen hierdie stad en sy mense.
Nou broeder en suster, ons leef vandag in 'n wêreld waarin baie mense dieselfde vraag vra. Waarom lyk dit soms asof boosheid in die wêreld floreer? Waarom kom korrupte mense weg met hulle bose dade? En waarom ly gelowiges terwyl die goddeloses voorspoedig lyk? En die profeet Nahum se antwoord is eenvoudig. God sit nog steeds op die troon. Nou vandag, liewe broeder en suster, gaan ons stil staan by 4 belangrike hoofpunte uit hierdie gedeelte wat ons saam gelees het. En die eerste hoofpunt is die volgende: God sien alles wat op aarde gebeur. In Naam hoofstuk 1 vers 3 staan daar: Die Here is lankmoedig, maar groot van krag. Hy laat nooit ongestraf bly nie. Een van die grootste versoekings vir gelowiges is om te dink dat God nie sien wat gebeur in hierdie wêreld nie. Wanneer onreg voortduur en wanneer boosheid skynbaar beloon word en wanneer die regverdige ly en mense begin wonder, waar is God? Dan is dit presies hoe die mense van Juda ook gevoel het wat daar in die stad van Ninive gewoon het. Onthou, hulle was deel van die bannelinge wat daar was. En dit was ongeveer in die jaar 652 voor Christus wanneer hierdie gebeure plaasgevind het. Assirië het vir dekades lank oor die ander nasies geregeer. Hulle het stede verwoes. Hulle het mense verskriklik mishandel. En dit het gelyk asof niemand hierdie Assiriese ryk kon keer nie. En nou kom die profeet Naam en hy herinner die volk van God dat God alles raak sien. Die Here sien nie net die groot gebeure in die wêreldgeskiedenis nie. Hy sien ook die klein dingetjies, fyn besonderhede van ons lewe sien hy raak. Psalm 139 vers 1 tot 3 sê: Here, u deurgrond en u ken my. U ken my sit en my opstaan. Die Here weet alles van jou lewe en die Here weet alles van wat in die wêreld aan die gang is en gebeur. Daar is geen daad wat God nie raak sien nie. Toe Kain sy broer Abel vermoor het, daar in die begin van die boek Genesis, het God gevra in Genesis 4 vers 9, waar is Abel, jou broer? God het natuurlik reeds geweet wat gebeur het. Die vraag was bedoel om Kain met sy sonde te gaan konfronteer. Net so het God die verskriklike geweld en die mishandeling van mense daar in die stad Ninive gesien, hier in die boek wat ons vandag saam gelees het. God het nie vergeet nie, en God draai nie sy kop weg van onreg nie. En ons moet dieselfde onthou ook in die tye waarin ons lewe, wanneer ons na ons eie samelewing en na ons eie land kyk waarin ons leef. Die Here sien die korrupsie van mense wat verarm. Die mense sien die geweld wat gesinne vernietig. Hy sien die vervolging van Christene in verskillende dele van die wêreld. Hy sien ook die pyn en die hartseer en die teleurstellings wat ons soms in ons eie lewe in stilte moet ronddra. Die feit dat God nie onherroepelik ingryp nie, beteken nie dat hy nie onbewus is daarvan nie. In Prediker 3 vers 17 staan daar: God sal die regverdige sowel as die goddelose oordeel, want daar is 'n tyd vir elke saak. God werk volgens sy volmaakte tydsberekening in hierdie wêreld, maar ook in jou lewe spesifiek. Dikwels wil ons hê,
God moet vandag ingryp. God moet vandag die goddelose oordeel. God moet dadelik 'n verandering bring. Maar God, broeder en suster, sien die hele prentjie raak, die hele geskiedenis, terwyl ek en jy net 'n ou klein deeltjie daarvan raak sien. En daarom kan ons hom vertrou, selfs wanneer ons nie verstaan wat in die gang is en waarom sekere dinge gebeur in hierdie wêreld of in my lewe nie. Die tweede belangrike punt waarby ons stil staan vandag is die volgende. God se geduld het 'n einde. In Naam hoofstuk 1 vers 6 staan daar: wie kan stand hou voor sy grimmigheid? Hierdie gedeelte herinner ons aan iets wat baie moderne mense nie vandag wil hoor nie. God is nie net liefdevol nie. God is nie net genadig nie. Hy is ook heilig en hy's ook regverdig. Ongeveer 100 jaar voor hierdie profeet Naam gelewe het God 'n ander profeet na Ninive gestuur om hierdie mense te waarsku oor hulle goddeloosheid en oor hulle verskriklike sonde. En dit was die baie bekende profeet Jona. Jona het die mense gewaarsku dat as hulle nie bekeer nie, God die stad gaan verwoes. En God het sy genade bewys aan hierdie mense toe hulle tot bekering gekom het. Toe hierdie stad hulle tot die Here gewend het. En God het sy oordeel teruggehou. En hy was genadig oor hierdie mense. Wat 'n wonderlike bewys van God se geduld oor mense. Maar met verloop van tyd, en soos wat die tyd aangestap het hierdie stad Ninive met sy mense maar weer teruggekeer na hulle ou sondes, na goddeloosheid, na afgoderry, na wreedheid. Hulle het God se genade misbruik en voortgegaan met geweldige geweld en goddeloosheid. En uiteindelik het die dag gekom waarop God gesê het: genoeg, dis klaar. En dit herinner ons aan die woorde van Paulus daar in Romeine 2 vers 4. Of verag jy die rykdom van God se goedertierenheid en verdraagsaamheid en lankmoedigheid? God se lankmoedigheid, broeder en suster, is bedoel om mense tot bekering te lei en tot geloof in hom. Maar wanneer mense aanhou om hulle harte teenoor hom te verhard, of hulle val terug na hulle ou sondes toe en weier om dinge reg te maak, bring hulle uiteindelik die oordeel van God oor hulle self. Ons sien dieselfde het gebeur ook in die dae van Noag. Vir baie jare was God geduldig met die mense. En hy het intussen vir Noag opdrag gegee: begin die ark bou. En God wag geduldig terwyl Noag die ark gebou het. En hy gee geleentheid vir die mense om hulle te bekeer, maar hulle wou nie. En toe die tyd vervul was, het die vloed gekom. Ons sien dit ook in die geskiedenis van Sodom en Gomorra. God was geduldig met die mense, maar die dag van oordeel het uiteindelik aangebreek. Die Nuwe Testament leer ook vir ons presies dieselfde waarheid. In 2 Petrus 3 vers 9 staan daar: die Here vertraag nie die belofte soos sommige dit as vertraging beskou nie, maar hy is lankmoedig oor ons. En hy wil hê dat almal tot bekering moet kom. Maar dieselfde hoofstuk sê ook: die dag van die Here sal kom soos 'n dief in die nag. En daarom moet niemand, broeder en suster, God se geduld verwar met God se goedkeuring nie. Elke dag wat ek en jy lewe hier op aarde, is 'n dag van genade en genadetyd. Elke dag is 'n geleentheid om ons tot die Here te bekeer.
Elke dag is 'n geleentheid om van sonde weg te draai en om die regte ding te doen en om gehoorsaam aan God te wees en tot sy eer te lewe en nader aan Jesus te lewe. Maar daar kom 'n dag wanneer genadetyd verby is. En nou is ons by punt 3 van ons teks vandag. God is 'n toevlug vir sy kinders. In Naam hoofstuk 1 vers 7 staan daar: Die Here is goed, 'n toevlug in die dag van benoudheid, en hy ken die wat by hom skuil. Miskien is hierdie die mooiste vers in hierdie hele boek Nahum. Tussen al die uitsprake van oordeel verskyn hierdie kosbare belofte in een vers wat vir ons van uiterste belang is. God se kinders hoef nie vir hom bang te wees wanneer die oordeel kom nie. Vir die ongelowige is God se heiligheid 'n groot verskrikking. Vir die gelowige is God se heiligheid 'n bron van baie groot troos. Die profeet Nahum sê nie net dat God 'n toevlug gee nie, hy sê God is die toevlug. Ons veiligheid lê nie in ons omstandighede nie. Ons veiligheid lê in die Here onse God self. En daarom dat Psalm 46 vers 2 verklaar, God is vir ons 'n toevlug en 'n sterkte. Dink aan Dawid. Hy moes dikwels vlug vir sy eie lewe. Soms moes hy in grotte wegkruip en in woestyne rondvlug. Tog het hy geweet, sy ware veiligheid was nie in die skuilplek van die grot of agter klippe nie, maar in die Here, sy God. Wanneer Jesus in Johannes 10 praat van sy skape, dan sê hy, ek gee hulle die ewige lewe en hulle sal nooit verlore gaan tot in ewigheid nie. Wat 'n heerlike troos. God ken elkeen wat aan hom behoort. Hy ken ons by die naam, hy ken jou by die naam. Hy ken jou swakhede, hy ken jou vrese, hy ken jou bekommernisse. Hy ken die gebede wat ons nog nooit hardop uitgespreek het nie. En wanneer die wêreld onseker raak en wanneer finansiële druk toeneem en wanneer gesondheid verswak en wanneer ons lewe getref word deur hartseer of pyn en elende, dan bly hierdie waarheid staan. Die Here onse God is goed. Hy is altyd goed. Selfs wanneer ons sy handelinge nie verstaan nie, kan ons ons vertroue volkome op hom stel en weet, sy plan is die beste plan. En dan by die 4de punt, ons laaste punt vir vandag. God se oorwinning is seker. Die laaste groot waarheid van Nahum is dat God se oorwinning absoluut seker is. Toe Nahum die profeet hierdie profesie uitgespreek het, was Ninive nog op die hoogtepunt van sy mag. As iemand destyds gesê het dat Ninive tot 'n val sou kom, sou mense waarskynlik in jou gesig vir jou gelag het. Maar God se woord het waar geword. In 612 voor Christus het hierdie magtige stad Ninive tot 'n val gekom. Die magtigste stad van sy tyd het in totale pyn gelê. Waarom? Omdat geen menslike mag groter as God is nie. God word nie bedreig deur aardse konings of deur regerings nie. En die geskiedenis van die wêreld wys dit telkens vir ons oor en oor. Ryke kom en gaan. Konings kom en gaan. Ideologieë kom en gaan. Maar God se koninkryk bly vir ewig en altyd. Die uiteindelike vervulling van Nahum se boodskap vind ons in Jesus Christus.
Aan die kruis het dit gelyk asof die bose totaal oorwin het. Dit het gelyk asof Satan gewen het. Dit het gelyk asof die vyande van Jesus Christus geslaag het. Maar 3 dae later was die graf leeg, want Jesus het opgestaan. Die opstanding was God se verklaring dat Jesus Christus oorwin het. En Kolossense 2 vers 15 sê, hy het die owerhede en die magte ontwapen. Daarom leef ons nie as mense wat onseker is oor die toekoms of die stryd wat vir ons voorlê nie. Ons ken reeds die einde van hierdie verhaal. Openbaring 21 vertel van 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde wat sal kom. En daar sal geen dood meer wees nie, geen smart, geen trane, geen hartseer nie, maar Christus sal volkome regeer en God se kerk, sy kinders, sal triomfeer. God se kinders sal veilig wees en God se vyande sal finaal geoordeel word. Die boodskap van Nahum is vandag net so relevant soos toe dit die eerste keer gepreek is daar in die strate van Ninive. Wanneer dit lyk asof die boosheid oorwin, onthou, God sien alles. Wanneer mense God se genade misbruik, onthou, God se geduld het 'n einde. Wanneer jy deur moeilike tye gaan, onthou, God is 'n toevlug vir sy kinders. En wanneer die wêreld onseker en donker lyk, onthou, God se oorwinning is verseker. Laat ons daarom ons vertroue nie in mense stel nie, nie in regerings nie, nie in politici of geld nie, nie in ons eie vermoëns nie, maar laat ons vandag ons vertroue stel in Jesus Christus die oorwinnaar. Die koning van die konings wat oorwinning behaal het en eendag weer sal terugkom om alles nuut te maak. Amen. Kom ons bid saam. Here, baie dankie dat ons vandag hierdie kosbare boodskap vanuit die boek Nahum kon aanhoor. Dankie dat ons troos het in die wete dat U oorwin het, dat U almagtig is, dat God in beheer is, en dat U 'n plan het vir hierdie wêreld en ons lewens. Here, U duld nie goddeloosheid nie en hardheid van hart nie. U duld ook nie eie willigheid en ongeloof nie. En U roep ons vandag elkeen op om met U 'n nuwe begin te maak, tot bekering te kom en Jesus Christus die koning van ons harte en lewens te maak. Here, vandag doen ons dit met oorgawe. Ons kom staan voor U genade troon en ons kom dankie, Here, vir U genade wat oorvloedig is en vir U geduld met ons. Maar vandag kom kies ons ook om U te kom dien en U die koning van ons lewens te kom maak. Dankie vir die Heilige Gees wat ons daartoe in staat stel. Bevestig vandag U woord in ons harte, Here, en laat dit vrug dra. En laat ons in hierdie wêreld altyd so lewe, dat U naam verheerlik sal word in ons lewens, maar ook in al ons doen en late. Bind ons saam in die band van liefde, en laat U genade vir elkeen van ons genoeg wees. In Jesus Christus se naam vra ons dit vandag uit dankbaarheid. Amen.